Goeiemôre almal, broers, susters, vriende in Christus. Baie welkom by ons diens hier in Perth, Afrikaanse Kerk. Het is goed om julle almal te sien en al die besoekers en die gaste. Het is ook lekker om julle hier by ons te hê en ons hoop dat julle ook vandag 'n geseënde ontmoeting met die enigste lewende God hier vanoggend sal ervaar. Dan ook net die besoekersboek is hier voor in die portaal. Die van julle wat nog nie ingevul het nie, sit julle details daarin, dan sal julle ook ons nuusbrief kry met meer inligting rakende ons werksaamhede. En dan die van julle ook wat dan later in YouTube sal inskakel, ons digitaal sal volg. Ons is bly dat julle ook so die boodskap kan kry en ook so kan deel in die liefde van Jesus Christus. En onthou om te like, te share en te subscribe. Onder danksegging en getuienis wil ons vanoggend vir oom Magiel van der Berg baie geluk wens. Hy word vanoggend 85. Baie geluk oom Magiel. Dit is 'n geseënde jaar. Dis goed om hom hier te hê. Ons hoop regtig oom word nog vir ons baie gespaar. En ons hoop oom word bederf met biltong en soutgoedjies, nie koek nie. Oom Magiel maak dit duidelik, hy hou nie baie van die koek nie, so biltong en soutgoedjies asseblief. Dan ook die 10de Maart het ons vir Lianey Botha. Baie geluk aan jou ook, sit jy vandag daar sê, baie geluk. Ons hoop ook jy word lekker bederf en dalk met soetgoedjies in jou geval. Is daar enige iemand anders wat ons dalk gemis het met verjaarsdae of enige sake van vreugde wat julle met ons wil deel? Voel asseblief, julle kan ons uitreik met Dominee Gawie of Dominee Pieter praat en ons wil dit graag deel met die gemeente sodat ons almal kan getuig van die Here se goedheid. Onder sake van voorbereiding, ons dink nog steeds aan ons lidmate wat sukkel met hulle gesondheid. Hou aan vir hulle bid, dra hulle so aan die Here op. En dan ook dink ons aan die mense in Queensland en New South Wales wat deur die sikloon aangeraak is. Ons vra ook dat julle hulle ook vir hulle sal bid, daar waar hulle moet herstel en hulle lewens weer moet optel. So en ook daar ook weer eens, as julle enige sake het, hartsake het wat julle wil bespreek met Dominee Gawie en Pieter, hulle deure staan altyd oop, reik asseblief na hulle uit. Ondersendingsaksies en uitreikaksies, Dominee Pieter is hierdie naweek in Kalgoorlie, is nie regtig 'n sendingaksie nie, maar ons wil net die mense daarvan laat weet, hy is in Kalgoorlie, hy gaan die mense daar bedien. Die Bali uitreik gebeur die 17de tot die 25ste Mei. Dominee Gawie is nog besig om 'n span daar bymekaar te sit en ek dink hy het gesê daar's nog plek vir omtrent 2 mense, Dominee Gawie. So ons vra ook as julle belangstel om saam te gaan met die uitreik, praat met Dominee Gawie. Ons dink dan ook aan Veritas College met hulle belangrike opleiding wat hulle het en dan ook Dr. Anton Bekes en sy belangrike werk daar in Griekeland, sy uitreik werk daarso. Dan net 'n paar belangrike datums vir julle om te onthou. Onthou net al hierdie datums is op ons gemeente kalender, alles is online. Dit is baie oulik uitmekaar gesit en maklik om te sien. Die 30ste Maart, Sondag die 30ste Maart het ons gemeentevergadering, net so voor die diens hierso, ons het een saakie om af te handel, so julle net almal daarvan onthou. Die 5de April het die vrouebediening weer 'n kaartjie maak aksie. Hulle het reeds een gehad en die 11, dit gaan om 11 voormiddag hier in Mindarie gebeur. Bring dit julle self, julle geselskap, al die ander goedjies sal verskaf word. Julle kan Brensha of Marilee praat daaroor. Dan die 12de April het ons die pak jong mense fliekaand. Julle kan met Fransien daaroor gesels vir meer inligting. Die 13de April het ons Paas sangdiens en Palm Sondag. Dan ook net oor die plattelandse dienste. Die 16de Maart is daar een in Northam en die 23ste Maart een in Geraldton. Gemeenteaksies. Die kategese is al reeds aan die gang en dit gebeur na die afloop van die diens hierso in die kerkgebou. Is daar indien daar enige nuwe kindertjies is, kan julle net na die tyd aan my toe kom, kan ek julle net help om by die regte klassies in te skakel by oom Wynand of Tannie Nicolien. Ons jeug belydennisklas gaan ook afskop hierdie maandag 5:00. Ek glo dis by Dominee Pieter se huis. Julle kan hom skakel raak en dit die jeug belydennisklas, dis 15 jaar en ouer. Dan is ook ander aanlyn Bybelstudies, daar's meer inligting in die nuusbrief daar rakende. Dominee Gawie, ek dink is die eerste keer hierdie jaar wat Dominee by ons is. Baie welkom. Ons sien uit na Dominee se diens.
Goed, van my kant of ook baie welkom. Terwyl ek nou is, wil ek dan net so ietsie sê oor die Bali uitreik. Jy weet, is nou al vir 10 jaar, dat ons elke jaar 'n span vat soontoe. Behalwe met COVID was daar toe nou 'n bietjie probleme gewees. Maar ons gaan werk saam met die kerk in Bali. Dit is die GKKI kerk, dit is 8 gemeentes wat daar is, en ons werk by al daai gemeentes saam met die pastore. Ons gaan kos uitdeel aan die arme mense, ons gaan besoek kinderhuise, ons sou veral op kinderbediening konsentreer ons, verskillende aspekte wat ons besig is, en al wonderlike verhoudings opgebou met die mense daar, soos Hendrik gesê het, ons kort nog 2 mense, ten minste nog 2, ons sal nog meer kan akkommodeer. Ons is 7 wat al reeds gaan, so dink daaroor en bid daaroor as die Here dalk op jou hart lê, om ook saam met ons te gaan. Kom ons raak stil voor die Here, daar waar jy sit, vra dat die Here ook vanoggend met jou sal praat, en stel vir jouself reg in, en dan gaan ons begin. Die enige God, as ons dink aan die gemeente in Handelinge, die gemeente, die kerk van Jesus wat begin het, dan begin ons vanmôre ook met hierdie gedeelte waar dit beskryf hoe hulle ervaar het en as gemeente daar was. Daarom sê ons, Here, in U is ons almal een, ons is U gemeente. Ons word gedring deur U liefde en het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om gereeld saam U te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Here, verheerlik U self dan in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word, en ons saam U koninkryk kan bevorder. Amen. Genade vir julle van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here, en ek het so lekker vrolike alle volke klap julle hande lied wat ons gaan saam sing. Loflied tot eer van die Here, en dan daarna die oorwinningslied ook. Kom ons staan en dan sing ons. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons staan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horens blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Sing en sing
dan saam loof en prys sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en dan saam loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kom ons kyk, ons almal ken die 10 gebooie in Eksodus 20 waar God sy wet gegee het vir die volk Israel. En hierdie is so iets van 'n ander weergawe, iets meer toegepas op al die aspekte daarvan ook op ons en dan wat die Here van ons vra. As hy dan sê, ek is die Here jou God wat jou na Kanaan, die land van melk en honing gelei het. Dis wat hy vir Israel gesê het destyds. Ek dink hy dalk vir ons ook. Dalk dink julle Australië is die land van die land van melk en honing. Ons weet nooit, maar die Here lei ons op ons pad. Maar as ons dan daar is waar God ons wil hê, dan sê hy, jy moet net vir my aanbid as jou God. Dis die kern. Die een God, die Vader, Seun en Heilige Gees, moet al jou eer
en diens ontvang. Dis wat die Here van ons vra. Maar hy sê ook, ons moet hom dan lief hê. En hy sê, ek sal my liefde betoon tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het. Belofte wat die Here gee. Gebruik my naam met eerbied, aan my kom al die lof toe. Geniet die Sondag as 'n geskenk om te rus na 'n besige week, om die opstanding te vier en om tyd met jou geliefdes deur te bring. Dis hoekom God Sondag geskep het, die rusdag, nee. Jy moet eerbied hê vir jou ouers. Vir elke vorm van lewe moet ons eerbied hê, daarom gaan jy nie doodmaak nie. Eerbied hê vir die huwelik, daarom sal jy die huwelik rein hou. En jy het eerbied vir dit wat aan ander behoort, en daarom sal jy dit nie vat nie, nie steel nie. Eerbied vir die waarheid, en dis nie leuns vertel nie. En dan sluit ons af met, ek is die Here jou God, wat jou uit genade gered het. Ons doen nie hierdie goed om daardeur verlossing te verdien nie, dis nie hoekom ons reg leef nie. God red ons uit genade uit. En dan vra hy, volg hierdie riglyne uit dankbaarheid en stap hierdie pad saam met my. Uit dankbaarheid omdat die Here vir ons verlossing gee, doen ons wat hy van ons vra en gaan leef ons dan tot sy eer. En waar ons faal, en ek dink ons doen dit dikwels, stel om te leer, kan ons maar net vir die Here vra, Here, vergewe. En stel dit reg en doen dit nie weer nie. Kom ek bid namens ons almal. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so duidelik riglyne gee, maar dankie bo alles dat U vir ons die Heilige Gees gee. Dat U vir ons verlossing gee verniet uit genade uit, en as U Gees binne in ons is, dan lei U vir ons in die waarheid. Dan help U vir ons om hierdie dinge wat U in die woord sê ons nie moet doen nie, dat ons dit nie wil doen nie, want die Gees oortuig ons daarvan, ook as ons verkeerd gedoen het. Dankie. Dankie, o Heilige Gees, dat U vir ons wys. Ek bid dat U vir ons sensitief sal maak vir U stem, Here. Dat ons sal hoor as U met ons praat en dat ons gehoorsaam sal wees. Dankie vir die genade waaruit ons kan leef. Dankie, Jesus, dat U vir ons vry maak van al hierdie dinge wat ons so vasbind. En kom dan vandag en lei ons verder in hierdie diens, dat ons meer en meer bewus sal word van hoe wil U vir ons gebruik, hier waar U vir ons elkeen geplaas het. Here, wil U self maar net in ons lewens werk, en wil U self nou met ons praat verder deur U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Skrifgedeelte, ons gaan 2 gedeeltes lees, Romeine 12 en ook 1 Petrus 4. As julle ingekom het, sal julle gesien het, die tema van ons boodskap vanmôre is God gee aan ons gawes. Nou daar's hele paar plekke in die Bybel waar gepraat word oor die gawes wat aan ons gegee word. Ons gaan net nou kyk wat beteken die gawes. Maar ek wil net hierdie 2 vanoggend lees, 2 gedeeltes. So konsentreer en kyk daar, wat sien jy gawes wat die Here van praat en wat jy dalk het wat die Here vir jou gegee het. Kom ons begin by Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, sê Paulus, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle, elkeen van julle moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees
in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. En hier begin dit nou waar hy dan nou veral uitlê hoe elke lid van die liggaam het 'n sekere funksie, die oog, die oor, die hand, die voet, al die dinge. Paulus doen dit en veral in 1 Korintiërs 12 baie meer deeglik. Maar kyk nou wat sê hy, hierdie gawes wat ons het, hoe moet ons dit nou gebruik? Vers 5 dan. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Ander vertalings vertaal daar die woordjie profesie met om die woord van God te verkondig, as dit jou gawe is. Maar dan moet jy dit doen, en dan vers 7, as dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En as ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid. Nou kom ons by 1 Petrus 4, dis gaan net 2 versies daar lees, waar eintlik maar 2 gawes net genoem word. Waar Petrus vir ons skryf, hy sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. En as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. En so moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Tot sover dan die gedeelte, ek gaan verwys na ander gedeeltes ook in die Bybel. Maar as ons praat van gawes, wat bedoel ons? As ons praat van gawes, en ons gaan nou na verskillende aspekte daarvan kyk. Eerstens, wat is die aard van die gawes? Nou, as ons na die Bybel kyk, dan die woordjie wat vir gawes gebruik word in die Grieks is die woordjie charisma. En nou kan julle gedagtes al laat gaan, charisma, wat beteken dit? Maar dit beteken genade. Dit is 'n gawe uit genade. Dit is iets wat jy nie verdien nie. Ons praat van mense met charisma. Ons praat van charismatiese kerke wat baie meer klem lê op die besondere gawes wat die Here gee vir sy kerk. Charisma is 'n gawe wat God gee aan sy mense, aan gelowiges. Dis uit genade wat hy dit gee. Jy verdien dit nie. God gee dit vir jou. En daarom kan jy nie hoogmoedig word as jy gawes het nie. Jy hoef nie minderwaardig te voel as jy nie al die gawes het wat ander mense het nie. God gee genade gawes soos hy wil. Nou baie keer vra mense nou, wat is die verskil tussen gawes en talente? Is dit dieselfde ding? Daar is oorvleeling, maar oor die algemeen as jy van talente praat, dan is dit meer iets wat geneties jy mee gebore is. Alle mense, Christene en nie-Christene, het talente, en daai talente moet jy ook tot eer van God gebruik natuurlik. En daai talente kan jy ontwikkel. As jy goed in sport is, dan oefen jy en jy kan beter vorder. As jy goed in musiek is, dan oefen jy en jy laat hierdie talent ontwikkel. Jy ontwikkel jou talente, maar as dit gaan oor gawes, dan is dit baie meer gerig op gawes wat die God gee aan gelowiges. Mense wat glo, wat die Heilige Gees ontvang het, en dan die Heilige Gees gee dan ons hierdie spesiale vermoëns om 'n bydrae te gee in die kerk van Jesus. En as ek praat van die kerk van Jesus, dan is dit die groot kerk, alle gelowiges, om 'n bydrae te lewer, mekaar te dien, en natuurlik as kerk ook as gemeente.
ons as gemeente. God gee dit, dat ons dit kan gebruik om ons gemeente op te bou. Dis waaroor God dit gee. En dan natuurlik gee hy dit tot eer van God. Ons moet dit tot eer van God aanwend. So, dis alles rondom die aard van die gawes. Nou, wat is die bron van die gawes? En daaroor is die Bybel dan ook baie duidelik, dat die Heilige Gees gee gawes. En as jy kind van die Here is, dan is die Heilige Gees binne in jou. Miskien nie altyd in beheer nie, maar hy's daar, en hy gee aan ons spesiale gawes wat hy vir ons wil gebruik. Kyk wat sê die skrif vir ons, 1 Korintiërs 12 vers 4, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Absoluut duidelik, die Heilige Gees gee hierdie gawes, daarom praat ons ook baie keer van die gawes van die Gees, die Heilige Gees se gawes wat hy vir ons gee. En dan verder in 1 Korintiërs 12 sê hy, al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel gawe soos hy wil. Baie duidelik, dat ons dit sal weet, soos God wil. Ek verdien dit nie. Ek kan nie werk daarvoor nie. God gee dit. Paulus skryf wel in 1 Korintiërs 12 dat ons moet ons beywer op die beste gawes, ja. En daai gawes gebruik, maar God gee die gawes soos wat hy dit wil hê. En nou is die vraag, wie ontvang die gawes? Elke gelowige het gawes. Of jy dit nou wil weet of nie, of jy dit wil ontken of nie, God gee aan jou gawes. Jy het dit. God gee aan jou 'n vermoë om iets vir hom te doen in sy koninkryk. Hy gee dit aan ons. Ons moet 'n bydrae lewer. Petrus praat, daai gedeelte wat ons gelees het, 1 Petrus 4 vers 10. Ons is bedienaars van die veelvuldige genade van God. Jy weet, daai woordjie bedienaar, die Griekse woordjie oikonomos, is die woordjie waar ons woord ekonomie ook vandaan kom. Klink dit bekend. Ekonomos, dit beteken jy's 'n bestuurder. God gee jou as 'n bedienaar van die veelvuldige genade van God. Jy's 'n bestuurder daarvan. As jy 'n ekonom is, dan gaan jy sorg dat jy verstandig werk met die fondse. Jy gaan kyk dat jy die heel beste daarvan gebruik maak. So God stel vir my en jou aan as bestuurders. Ons het hierdie gawes en ons moet dit gebruik na die beste van ons vermoë. So ons is nie eienaars nie, ons is bestuurders. En as jy 'n bestuurder is, dan staan jy verantwoording ook teenoor iemand. En daarom gaan God ook rekenskap van ons vra. Ek ken die gelykenis van die talente. Die ou wat sy talent gaan begrawe het, God het rekenskap gevra, nee, wat met daardie persoon gebeur het. En vir die ander wat gewoeker het met hulle talente, het net nog meer gekry. Maar dit is so dat God rekenskap vra, dat hy stel ons aan as bestuurders. Ons is nie eienaars nie. God wil ons gebruik met 'n doel, en ons gaan kyk nou, wat is daai doel? Wat is die onmiddellike doel? Hoekom gee God vir ons hierdie gawes? Hoekom het ek en jy dit? Eerstens, in 1 Petrus 4 vers 10, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, moet hy die ander dien. Dis tot diens. Dis nie 'n gawe waarop jy kan gaan roem en tot jou eie voordeel net wil gebruik nie. God gee dit vir ons om te dien. En dis wat hy wil hê, ons is diensknegte in die kerk van Jesus Christus. Ons is as diensknegte geplaas hier op aarde. So, dis tot voordeel van die hele liggaam van Christus, as ons dan nou die voorbeeld moet gebruik van die verskillende ledemate. God wil vir ons gebruik om die ander te dien, nie te heers oor hulle nie. Verder sê hy, aan elkeen afsonderlik wat 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. God wil hê ek en jy moet ons gawes gebruik tot voordeel van almal. Binne in die gemeente,
waar ons ook al werk, waar ons beweeg, dat ons dit sal gebruik tot voordeel van mense. En daarom die liggaam-model wat so baie keer in die Bybel van gepraat word. Ons is die liggaam van Christus. Hy is die hoof. Ek en jy is ledemate. Ons moet funksioneer. Om 'n liggaam te laat funksioneer, moet almal funksioneer. Die voet kan nie sê hy het nie die hand nodig nie. Die voet kan nie sê hy het nie die been nodig nie. Elke lid moet funksioneer en dan bou die liggaam homself op, sê die woord van God. Dis waarvoor God ons wil gebruik. So teenoor mense, maar dan die uiteindelike doel is 1 Petrus 4 vers 11. So moet julle God dan in alles verheerlik deur Jesus Christus. As ons gaan funksioneer soos God wil hê ons moet funksioneer met die gawes wat hy vir ons gegee het, dan word God verheerlik daardeur. Dan word vervul die doel waarvoor God vir ons hier op aarde geplaas het. Wat is die doel? Hoekom is ek en jy op die aarde? Is dit nie in die eerste plek om God te verheerlik nie? Hy wat ons gemaak het. En deur hierdie gawes gaan dit om hom te verheerlik, om mekaar te help, om sy liggaam op te bou, om die koninkryk van God op te bou. Nou wat is die gawes wat die Here vir ons gegee het? Kom ons kyk na 'n hele klompie voorbeelde. Kyk of jy iets sien daar wat jy kan vir jouself sê, maar ek dink ek het hierdie gawe. Petrus, die gedeelte wat ons gelees het, praat van preek en om te dien. Gawes. Nou preek beteken mos nou maar om God se woord te verkondig. Hoef nie hier voor op 'n kansel te staan en te preek nie. Die Here kan vir jou gebruik op enige plek waar jy in kontak kom met mense. Moet dit tog net nie in 'n preekstem doen nie. Maar praat met hulle oor die Here. Praat met hulle oor God, waar die Here jou kan gebruik. Dis 'n gawe wat God gee, wat ons moet geniet. Maar dit is belangrik om te dien, deur diensknegt te wees. Mekaar, mense op die nood raak te sien, waar jy kan help en waar jy kan dien. Dat jy dit sal doen. Dis maar die twee wat Petrus vir ons uitlig. Dan in Romeine 12 wat ons daar gelees het, onderrig. As die Here vir jou die gawe van onderrig gegee het, dan kom help jy met die kategese hier om agterna met sonnaarskool, onderrig, jong mense, waar die Here jou ook kan gebruik, op watter terrein ook al, waar jy kan help, kursusse aanbied en op alle moontlike maniere so vir mense opbou en help. Onderrig, dis 'n gawe wat God gee aan ons, om te gaan bemoedig. Iemand in die hospitaal, iemand wat siek is, om vir daardie persoon te gaan bystaan en te bemoedig. Die Here gee gawes aan sekere mense wat dit meer het as ander, beslis. Om te kan gee, Jesus moet eers daar klaarmaak, om te gee. Gee jouself, gee wat jy het, vir hulle wat nie het nie, om regtig om te gee vir mense. Dis 'n gawe wat sekere mense het, meer as ander dalk, maar dat die Here dit vir jou gegee het, gebruik dit, om leiding te neem. Dis nie 'n lei met 'n lang ei nie, leiding, om te lei, leier te wees, waar jy kan leiding neem en help met organisasie en help met al die dinge waar dit nodig is, waar ook die opbou van die koninkryk van God dan betrokke is, om te gaan help, net om dit te doen, om te gaan help waar daar nood is 'n gawe wat God gee aan mense. Dan is daar ander gedeeltes wat ons nou nie gelees het vanmôre, in Efesiërs 4, en dis 'n interessante een. Hier gaan dit om die opbou van die kerk, en daar sê Paulus het God gegee apostels, en ons weet apostels was veral net in die eerste tyd nadat Jesus opgevaar het, dis die apostoliese tyd, die tyd van die apostels. Apostelwoordjie beteken gestuurde, terwyl 'n disipel beteken 'n volgeling, nee, dis die verskil. Die disipels het apostels geword toe God hulle uitgestuur het en gesê het, gaan na al die nasies toe. En dan in die boek Handelinge lees ons van hoe die apostels gewerk het. So hulle die kerk begin. En ons leer ook daaruit dat ons nie meer vandag apostels kry nie. Die apostelamp was net vir die planting van die kerk daai tyd. Julle weet Judas, toe hy destyds vir Jesus verraai het, homself gaan ophang. En toe vra hulle nou maar
ons moet nou iemand kies in sy plek, ons moet weer 12 wees. Toe sê hulle, maar wat is die vereiste om dan so apostel te kan wees? En toe sê hulle, dit moet iemand wees wat saam met Jesus beweeg het. En op grond daarvan sê ons dat die apostelambt is net mense wat destyds saam met Jesus toe hy op aarde was, en dat hierdie ambt nie meer funksioneer vandag soos wat hy in die Bybel wat hy dan nou funksioneer. Maar dan gee die Here profete, evangeliste, herders, leraars, mense wat die kerk opbou. Dis gawes, sê die Here, wat hy gee vir sy kerk. En dan nog 'n plek, 1 Korintiërs 12, waar meer spesifiek gepraat word van spesifieke gawes wat die Heilige Gees gee aan gelowiges. Wysheid. Dit is nie om slim te wees nie, maar wysheid te hê. Die twee kan selfe ook wees soms. Om kennis te hê. Kennis wat belangrik is vir die koninkryk. Om wonders te kan doen. God gee dit aan sekere mense. Om God se boodskap te verkondig. Om die onderskeiding van geeste te kan hê. Ek het baie keer gewens en gebid dat die Here vir my meer daai onderskeiding van geeste kan gee. Ek weet wanneer kom iets van die Here? Wanneer is dit van die Here? Wanneer is dit nie van die Here nie? Daar's ook bose geeste wat werk, en veral in die Afrika konteks het ons dit baie beleef om te weet, kom dit regtig van God af? Ongewone tale, uitleg van tale. Dit is dan wat Korintiërs vir ons so duidelik sê. Nou baie mense sê daar kan meer gawes wees as hierdie 4 plekke wat ek nou maar genoem het in die Bybel, wat die Here gee vir sy kinders om te gebruik, eerstens om mekaar te dien, mekaar te help, om die gemeente te help opbou en tot eer van God dit dan alles te doen. Nou, ek is oortuig, ons as gemeente het hierdie gawes. Die Here het vir ons almal gawes gegee. En daarom moet ons goeie rentmeesters wees. Ons moet werk daarmee. Ons moet dit gebruik tot eer van die Here. En as ons dan praat van rentmeesters, dan is dit so belangrik, daar word baie keer gesê, onthou, ons is lidmate. Ons is nie ornamente nie. Jy weet wat so ornament is, iets wat daar kas geplaas word en dit moet mooi lyk. Ons is instrumente, nie ornamente nie, maar instrumente wat God wil gebruik. Hy wil ons gebruik, daarom gee hy vir ons gawes, dat hy vir ons kan gebruik. Maar om hierdie gawes dan reg te gaan gebruik, is dit van kardinale belang, dat dit aangewend moet word met liefde, met die goddelike liefde, dat jy jou gawes kan beoefen met liefde. Kyk wat sê die Bybel, die regte manier om die gawes te gebruik, 1 Korintiërs 12. Paulus het daar in 1 Korintiërs 12 gepraat van al die spesiale gawes. En dan sê hy, maar nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al het ek 'n gawe om God se boodskap te verkondig, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Julle almal ken 1 Korintiërs 13 waar dit dan begin. Al kan ek die tale van mense en engele praat, maar ek het nie liefde nie, dan beteken dit absoluut niks. En dus met liefde dat ons dus hierdie gawes moet gaan doen, wat ons dit moet beoefen in hierdie wêreld, God se liefde gaan uitleef. Maar nou weet ek, daar's baie hindernisse wat vir 'n mens keer om gawes te gaan beoefen. En ek wil gou 'n paar noem. Miskien het jy nou ook al van hierdie verskonings gehad om te sê, maar ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie. Kom ons kyk. Party mense sê, God roep net party mense. Dis net die dominee wat geroep is. Ek het nog nooit 'n spesiale roeping van die Here gekry om vir hom te werk of te leef nie, sê party mense. Is dit so? Is dit nie so dat elke mens wat sê glo in Jesus Christus is sy kind en wil hy hê dat jy vir hom moet leef nie? Miskien nie soos die dominee voor te staan en te preek nie, maar gewillig te wees om waar die Here jou kan gebruik, dan dit te doen. Ons hoef nie 'n spesiale roeping te kry om sendingwerk te gaan doen,
Ek onthou so goed toe ons heel eerste uitreik gereël het, Bali toe, het ek met iemand gaan praat en gesê, hoor hier, wil jy nie bid, die Here nie vir jou wil vra om saam te gaan nie. Hy het my so gekyk, hy sê, jy weet, die Here gee die opdrag, ons moet gaan. Dit is die groot opdrag in die Bybel, ons moet gaan. So ek moet, in die eerste plek weet ek moet gaan. Die Here moet eintlik vir my sê, ek moet nie gaan nie. Ek moet bly. So ek weet, ek moet gaan. Dis 'n opdrag wat die Here vir my gee. En daarom gaan ek, sê hy. En hy het al hoeveel keer saam met ons gegaan na Bali toe en dit die Here om gebruik. Dit is, God roep nie net party mense nie, hoor. Volgende een, vrees. Baie van ons is bang. Bang ons gaan 'n flop maak. Bang ons gaan nie suksesvol wees in dit wat ons moet doen nie. Ons gaan misluk. Bang vir verwerping. As mense gaan reageer teenoor my as ek nou vir die Here begin werk en ek my gawes aanwend tot eer van die Here. Dan is dit soos die ou wat sy talent gaan begrawe het en niks daarmee gedoen het nie. Die Here gee vir jou die talent en hy gee vir ons die versekering, hy is by ons. Tot aan die einde van die wêreld, het hy vir sy disippels gesê, tot aan die einde is hy by ons en hy gee sy gees vir ons om te lei, om ons te gebruik. En hy sê, as jy nie weet wat om te praat nie, dan sal die Heilige Gees vir jou ook gee, as jy ingestel is op sy stem. Nog ander verskonings, baie van ons het ons eie agendas. Ons wil hierdie gawes wat die Here gegee het, wil ek vir my eie gewin net aanwend. Ek soek na eer daardeur, ek soek na mag, aansien en bewondering. Met ander woorde, dit gaan vir my meer daaroor, en ek wil nie in 'n diensknegt gestalte dit gaan doen nie, en daarom is ek nie bereid om regtig ook beskikbaar te wees, dat die Here my kan gebruik nie. 'n Volgende een, gebrek aan toewyding. Dit is baie keer wanneer jou verhouding met die Here nie is soos dit moet wees nie, dat jy sê, ek het nog nooit ervaar, daar is nood regtig nie, dat die Here deur sy Gees dit vir my bewus gemaak het nie. Ek hoor nooit die Here se stem, dat hy met my praat oor goeders nie. En dis hoekom ons in Romeine 12 begin, voordat hy praat oor die gawes, sê Paulus, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Met ander woorde, daai verhouding met God moet daar wees. Dan is die toewyding daar. Dan gaan jy God se stem hoor, wanneer hy wil hê jy moet iets vir hom doen. Die volgende is 'n verkeerde kerk verstaan van mense. Baie mense dink die kerk is 'n klub. Ek is 'n lid van die kerk, dis 'n klub, en die klub bied vir my alles aan wat hulle kan aanbied. En dit gaan om my, alles ter wille van my. Maar dis nie wat dit is nie. Ons is nie toeskouers nie, ons is deelnemers binne in die kerk van die Here Jesus. En soos die Here vir jou kan gebruik, ons kom nie net om iets te kry van die kerk nie, ons kom om iets te gee ook. Nie vir die kerk nie, ons gee dit vir God. En as die Here vir jou kan gebruik, dan moet jy toelaat en gewillig wees dat hy vir jou kan gebruik. Nou, hoe weet ek wat is my genadegawe? Hoe weet ons dit? Ek het so 'n paar dinge hier neergeskryf. Die eerste is, begryp wat gawes is. Kyk na die gedeeltes in die Bybel, en hier is nou maar weer die 4 gedeeltes wat ek vanoggend gelees het, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, al 2 12, onthou dit, Efesiërs 4 en 1 Petrus 4, al 2 weer 4. Gaan lees dit weer. Vergewis jou, wat is hierdie gawes wat die Here van praat, en wat sê hy daarvan? En kyk of dit in jou lewe is. Die eerste ding, of die volgende ding is, bid om leiding. Vra dat die Here vir jou sal wys, wat is die gawes, dat hy jou bewus maak daarvan. Volgende een, wy jouself toe aan diens. Sê aan God dat jy gewillig is.
Sê vir hom, Here, ek wil dat U my gebruik. Ek stel myself tot U beskikking. Volgende een, analiseer jouself. Dit kan baie help. As jy terugkyk op jou lewe, waar het die Here my al gebruik? Waar het ek ervaar dat ek sinvol vir mense iets beteken het? Kyk daarna en kyk wat is jou belangstellings? Kyk waar die Here jou reeds gebruik het. Kyk wat maak jou opgewonde. Dan is dit sekerlik gawes wat die Here vir jou gegee het. Kyk na behoeftes in die gemeente en in die gemeenskap. En kyk na waar, as jy die meeste bewus raak van sekere behoeftes, dan is dit asof die Here vir jou daardeur sê, daar is iets wat jy iets kan doen. En raak dan betrokke by dit. Baie belangrike ding is, vra bevestiging van ander gelowiges. Party ander mense ken onsself partykeer beter as wat jy jouself ken. En as jy wonder oor jou gawes, vra vir iemand wat jou goed ken, wat dink jy is my gawes? Wat het jy al ervaar? Hoe dink jy dit in jou lewe, in ons saamwees wat ons, dat so 'n persoon vir jou baie keer kan sê, gawe wat jy het, wat jy self nie dink jy het nie. Raak betrokke in diens, begin, doen iets, al is dit hoe klein, waar jy ook al kan. Meld aan, sê ek is beskikbaar, en ek wil iets vir die Here doen. Evalueer jouself. Kyk, as jy resultate sien, dan bevestig dit jou gawes, nee. As jy nie resultate sien nie, dan begin jy weer die hele proses van voor af. Maar dan nou die laaste, hoe kan ek my gawes maksimaal aanwend? Daai gawes, al dink jy, is net een wat jy het, hoe kan jy dit maksimaal aanwend, dat die Here jou kan gebruik? Eerste ene, bid om leiding en krag van die Heilige Gees. Vra dat die Heilige Gees jou sal gebruik. Stel jouself beskikbaar. Dit is so belangrik. Wees sensitief vir behoeftes van ander mense. Sien raak. Kyk na die pyn in mense se oë. Kyk na hulle behoeftes en sien dit raak en doen dan iets vir daardie mense. Vra die Here om jou te wys en voorsien dan waar daar nood is. Werk in ooreenstemming met jou gawes. Sê nee vir goed wat nie belangrik is nie. Dis nie jou gawe nie. Dan sê jy nee daarvoor. Maar kyk wat is jou prioriteite. Kyk wat is belangrik vir die Here dan en wat jy dink die Here jou kan gebruik. So werk in ooreenstemming met jou gawes en dan belangrik, wees jouself. Jy kan nie iemand anders wees nie. Jy moet nie gaan wees soos iemand anders wat dink jy moet nou ook so wees nie. Jou natuurlike jy kan die Here gebruik en hy wil dit gebruik. En dan wees voorbereid om jouself te gee. Dit vra iets van ons. As die Here jou wil gebruik, dan moet jy bereid wees dat die Here jou kan gebruik. Wees bereid om iets te gee. Jesus het 3 dinge gesê toe hy sy disippels geroep het. So vir disippelskap was daar 3 vereistes. Hy het gesê, verloon jouself, tel jou kruis op en volg my. En jy kan hier dieselfde 3 goed van toepassing maak, ook om jou gawes te gaan gebruik in diens van die Here. Om in diens van die Here beskikbaar te kan wees. Verloon jouself, gaan nie meer oor jou nie, jy is nie die belangrikste nie. Neem die kruis op, Jesus het sy kruis gedra die hele pad. Neem dit op, al is dit vir jou moeilik, en volg vir Jesus. Goeie nuus vanoggend, elkeen van ons het 'n gawe, die Bybel sê dit. En elkeen van ons het die vermoë om, en ook die voorreg, om 'n bydrae te gaan lewer, groot of klein, in die koninkryk van God, van waar die Here ons geplaas het. Maar onthou net, God gee sy genadegawes nie net aan sekere mense nie. Hy gee dit soos wat hy wil. Hy gee dit nie vir mense wat eers op 'n sekere
geestelike vlak is nie, hy gee dit vir elkeen. Hy gee dit uit genade, nie uit verdienste nie, jy kan dit nie verdien nie. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet ontvanklik wees en gewillig wees, dat die Here vir ons kan gebruik. En as ons al hierdie goed saamvat, dan sê dit vir my so mooi saam, hierdie gedeelte wat sê, what God has called you to do, He has gifted you to do. And what He has gifted you to do, He has called you to do. Gaan dink mooi daaroor. Jy stel jouself tot beskikking, dat daai gawes wat die Here vir jou gegee het, dat jy dit ook kan aanwend. En ek weet, die Pieter werk baie hard daaraan om te kyk, mense in ons gemeente, watter gawes daar beskikbaar is, sodat ons kan help om hierdie gawes te gebruik in diens van die opbou van die gemeente, in diens van die opbou van die koninkryk en tot eer van God. As jy bewus is van iets wat jy vir die Here kan doen, kom gesels, dan veral met die Pieter. Hy is baie betrokke hierby om dit uit te bou hier plaaslik dan in die gemeente. Mag die Here vir ons gaan gebruik met groot krag. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U gee gawes en Heilige Gees dat U dit 'n werklikheid maak binne in ons. En ek wil bid dat U vanmôre vir elkeen van ons bewus sal maak van daardie gawes wat U gegee het. Maak vir ons sensitief, Here, om dit te weet en om dit dan te gaan beproef en te gebruik en so te help vir die opbou van U koninkryk en om vir U te verheerlik. Here, en as hier vanmôre iemand sit wat sê, maar ek het nie gawes nie, wil U vir hom en haar, vir hom of haar, maar net baie duidelik bewus maak, deur net as mens hier op aarde te wees, het ons 'n doel, en U wil vir elkeen van ons gebruik. U plaas ons op plekke, U lei ons om mense te ontmoet. U is elke dag by ons en U gebruik vir ons. Wil U dit doen dan, in en deur ons, sodat ons gehoorsaam sal wees en gewillig sal wees om deur U gebruik te word. Kom dan en maak vir ons instrumente, Here, nie ornamente nie, in U diens hier in die koninkryk. En wil U gee dat U kerk opgebou word. Here, dit gaan nie om hierdie gemeente nie, dit gaan om die kerk van Jesus Christus. Elke gelowige oor die hele wêreld heen, en as ons kyk na die nood in die wêreld, dan besef ons net hoekom daar soveel chaos is, omdat U as God nie verheerlik word in mense se lewens nie, U nie erken word nie, omdat die bose soveel dinge laat gebeur. Here, daarom bid ons dat U die kerk sal opbou, gelowiges oor die hele wêreld heen, elke denominasie, elke gemeente, mense wat alleen is, wat nie eens in 'n gemeente kan behoort nie, U kinders, dat U hulle sal gebruik om die koninkryk sigbaar te maak, U koninkryk in hierdie wêreld, en so mense toe te voeg tot hierdie koninkryk. Daarom bid ons vir al die uitreik aksies, Here, bid vir Dr. Anton daar in Griekeland, dat U vir hom sal gebruik en vir hom sal seën in die werk wat hy doen. Bid vir al die pastore daar in Bali, Here, en verder in Indonesië, waar ons betrokke is, dat U hierdie werk sal seën, dat U die groei gee. Dankie dat daardie kerk 'n visie het, om in 10 jaar se tyd 1000 nuwe gemeentes te gaan plant, en ons bid dat U hulle sal help om dit te doen, sodat die koninkryk daar kan uitbrei. Here, ons bid dat U ook dan sal voorsien en nog mense om saam te gaan na Bali toe, die regte persone wat U graag daar wil hê. Maar so bid ons vir soveel sendelinge, mense op die voorpunte, Here, waar hulle soms in baie moeilike omstandighede moet werk, dat U die vrug gee op die bediening, en dat U die werk sal seën. Ons bid vir ons eie land hier, Here, waar ons ook hier nou 'n verkiesing beleef het, wil U in 'n groter verkiesing wat voor lê,
wil U gee dat mense bewus sal raak van God wat beheer wil hê en dat U ook sal voorsien, Here, dat leiers gekies sal word wat ook U erken in hulle lewens en dat U sal gee dat 'n land regeer word ook tot eer van God en dat ons U kan dankie sê daarvoor. Ook so in die res van die wêreld, ons land van herkoms, Suid-Afrika, U weet van al die woelinge en dinge, Here, U is bewus dat U asseblief U vrede gee. Wees met ons geliefdes daar en wil U vir hulle veilig hou en ook U koninkryk uitbou daar. So vra ons dat U vir ons elke dag net bewus maak van U teenwoordigheid en gebruik vir ons asseblief. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sê weer vir die Here, ons glo in Hom. Dit is vir my so goed om net die kerngedeeltes, wat glo ons, maar weer vir die Here self te sê en te bevestig. Maar bedoel dit dan ook, as jy dit saam met my in jou hart sê, hoor, wie glo ons? Ons glo in een God. En hierdie God is die almagtige Vader, hy is die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Maar ons glo ook in een Here Jesus Christus. Wie is hy? Hy is die enige gebore seun van God. Hy is voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. En hy ter wille van ons, mense en ons saligheid, het hy die hemel neergedaal. Hy het die Heilige Gees uit die Maagd Maria, het hy vlees geword. Hy het mens geword. Maar Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. En op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, hy het na die hemel opgevaar. En hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. En hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. En ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bediening. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, as ons die kollekte opneem. Vader, ons het gesien, een van die gawes wat U vir ons gee is om te gee. Ook dan geld te gee vir U koninkryk. En dankie dat mense dit kan doen, dat ons die vermoë het om dit te kan doen. En daarom bid ons dat U ook dit sal gebruik, hierdie gawe, hierdie gee, vir U koninkryk, om op te bou, om U te verheerlik. En gee ook wysheid, Here, aan die leierskap, om dit ook reg te gebruik, tot eer van U naam. Amen. Ons slotlied, soos 'n man van die woord, dit is, as die roepstem kom, die Here vra, en dit is, in die lied kom dit uit, wie sal ek stuur, dat wie sal gaan, wie sal ek kan gebruik, dan sê ons, Here, hier is ek. Sê dit ook vanmôre dan saam in hierdie lied. Kom ons staan as ons afsluit. Here ons hoor U stem, U vra wie sal ek stuur, om die wêreld te leer van God se liefde. Here ons meld ons aan, raak ons aan met U vuur, gee ons krag vir die stryd, ons wil in U beheer. Ons sal gaan
en ons sal leef in Jesus se liefde. Ek en my huis sal vertel en U dien met ons lewe. Here, ons meld ons aan, sodat U ons kan stuur. Maak ons mans van die woord, laat U Gees in ons regeer. Ons kan staan hier te leef, net soos U woord dit van ons vra, want U liefde oorwin die krag van U dood. Ons sal oorwin deur U bloed en deur die woord wat ons bely. In U naam kan ons staan, niks sal ons keer nie. Ons sal gaan, ons sal leef in U liefde. Ons sal gaan, ons sal doen soos U sê. Here, ons meld ons aan, raak ons aan met U vuur. Maak ons mans van die woord, laat ons saam met U regeer. Ons sal gaan, ons sal leef, soos U woord ons beveel. Ons sal gaan, ons sal leef, soos U woord ons beveel, soos 'n man van die woord. Vang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle elkeen. Amen.